Dankie liewe Jesus vir die voorreg wat ons het om die woord te luister. En mag U vir die woord vir ons oopbreek, dat ons kan verstaan wat U vir ons sê. Here, dat ons die skatte kan ontdek wat U vir ons hier weggesteek het. Here, dat U dit na vore sal bring en dat dit ons harte sal vul. Amen. Julle kan maar sit, dankie. Nou vanoggend ek het die voorreg gehad om hierdie stukkie eers te ontdek saam met die Bybelstudiegroep. En hoe meer ons hierdie stukkie lees en hoe meer ons hier in hierdie stukkie indelf, hoe meer skatte en hoe meer waarde ontdek ons. Kom ons lees vir ons, ek lees vir ons vanoggend uit Johannes 21 vers 1 tot 17. Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: "Ek gaan vis vang." "Ons gaan ook saam met jou," sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy was nie. Jesus vra toe vir hulle: "Mense, het julle iets gevang om te eet?" "Nee," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit. Dan sal julle iets kry." Hulle het toe die net daar uitgegooi. En vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u?" Nee, hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Petrus kry toe opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers by." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." Hy sê toe vir hom, Jesus vra hom toe 'n derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die 3de keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles, u weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei." Nou ja, ek lees vanoggend vir ons net tot daarso. Kom ons sit ons self net gou vir 'n oomblik in die disippels se skoene. Dit is die dag na Paasfees. Die kruis is agter ons. Die graf is agter ons. Die opgestane Jesus het al reeds aan die disippels verskyn. Die klimaks is bereik. Dit was 'n groot
geleentheid en groot gebeure wat nou net gebeur het. Nou wat nou? Wat nou? En toe onthou die disippels wat Jesus vir hulle gesê het. In Matteus 28 vers 10. Jesus sê toe vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar sal hulle my sien. Nou net soos wat Jesus beveel het, vat die disippels toe nou hulle sakkies en daar gaan hulle na die see van Galilea, net soos wat Jesus vir hulle beveel het. Nou daar aangekom, Galilea is vir hulle 'n plek van herinnering en 'n plek van roeping, want dis waar die Here hulle geroep het. En nou sit hulle en wag. 'n uur, 2 ure, 'n week, 'n maand, 'n jaar, hulle weet nie, Jesus het nie gespesifiseer nie, hy het net gesê, gaan na Galilea toe, daar sal julle my sien. Nou in hierdie tyd wat die disippels sit en wag, sê Petrus, ek gaan vis vang. En die ander disippels sê, ek gaan saam met jou. Net so, terkeer die disippels terug na hulle normaal, na dit wat vir hulle bekend was. Terug op 'n bootjie op die see van Galilea. Nou hierdie sinnetjie, ek gaan vis vang, is dalk 'n baie eenvoudige sinnetjie. Maar eintlik dra hy baie gewig. Want dit wys vir ons hoe maklik dit is vir ons en hoe menslik dit is vir ons om terug te keer na ons normaal toe. Die groot klimaks is verby. Die emosies het skielik nou afgekom en ons draai terug na dit wat vir ons normaal en dit wat vir ons bekend is. Soos die disippels. Hulle gaan terug na die nette, na die water en na hulle bote, die lang nagte van werk. Hulle gaan terug na dit wat vir hulle bekend is. Terug na die lewe wat hulle geken het voordat Jesus hulle geroep het. Hierdie detail is belangrik, want dit wys vir ons hoe maklik dit is om terug te keer na ons normaal toe. Nou ons leef ook na Paasfees. Die kruis is agter ons, die opstanding is agter ons. Jesus het gekom, Jesus het gelei en Jesus het opgestaan. En nou wag ons. Ons wag by ons eie see van Galilea. Ons wag by ons daaglikse roetines, by ons gesinne, by ons werk, by die kinders langs die sportveld. Ons wag tot Jesus weer kom. Ons is in ons eie wagperiode. Wat doen jy in jou wagperiode? Gaan jy terug na jou nette toe? Jou gewoontes, die dingetjies wat jy doen, wat jy al toe oor doen, net omdat jy dit doen? Terug na jou water en jou nagwerk, jou roetines, jou vroeg opstaan, jou lang ure, jou siklusse, wat vir jou so normaal en bekend is? Gaan jy terug na jou bekende werk toe, die dinge wat jy doen, omdat jy dit nog altyd net so gedoen het? Gaan jy terug na die lewe, voordat Jesus jou uitgedaag het, om vorentoe te beweeg? Gaan jy terug na die lewe, voordat Jesus jou geroep het? Want dis die maklikste ding om te doen. Om terug te klim in jou ou boot, om die ou nette net weer op te vat, te leef, asof Paasfees nog nooit gebeur het nie. Die groot ding is, Paasfees het gebeur. Dis iets wat ons nie kan deny nie. Paasfees het gebeur. Jou boot mag nog dieselfde lyk. Jou nette mag nog dieselfde voel. Jou see mag nog dieselfde ruik, maar Paasfees het gebeur. En soos ons lees in hierdie stukkie, staan Jesus op die strand en wag vir die disippels. Net so wag die opgestane Here vir ons weer op die strand en wag. Net soos wat hy vir die disippels gewag het. Johannes 21 vers 4 en 6a. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy was nie. Hy sê toe vir hulle,
Gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal jy iets kry. Jesus het op die strand gestaan en wag, totdat hulle klaar was met hulle normaal, totdat hulle klaar deur die nag gewerk het en vis gevang het, het hy gestaan en wag. En hulle teruggekom en Jesus het vir hulle raad gegee. Hy het vir hulle gesê, gooi die net aan die regterkant van die skei uit. En hy het nog steeds gestaan en wag. Hy het nie vir hulle raad gegee en gesê, okay, julle het nou raad, julle weet wat julle om te doen, julle is nou okay, I'll see you. Nee. Jesus het gestaan en wag, totdat hulle weer die nette uitgegooi het. Totdat hulle hom op die strand herken het, het Jesus vir hulle gestaan en wag. Net so wag die Here vir ons op ons strand. Waar jy besig is met jou normaal, by jou ou boot met jou nette vol gate, moeg, teleurgesteld, en soms net besig met die dinge van die vorige seisoen. Staan Jesus op jou strand weer vir jou en wag tot jy klaar is. Sien jy hom raak? Hoor jy sy stem? Herken jy hom? Of is jy so besig met die dinge van jou normaal, dat jy hom heeltemal mis? Nou, hoekom wag hy vir ons? Hoekom wag hy vir ons op ons strand? Daar's 4 dinge. Eerstens, hy wil vir jou voorsien in oorvloed. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jou vergewe en herstel. 3. En hy wil hê jy moet vir hom in sy koninkryk werk. Dit is hoekom hy vir jou staan en wag op die strand. Kom ons kyk gou-gou. Hy wil vir jou voorsien in oorvloed. Johannes 21 vers 6. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit. Dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer uittrek nie. Johannes 21 vers 6. Simon Petrus het toe in die skei geklim en net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. Die Jesus het nie die disippels in die nag van hulle mislukking gelos nie. Hy het vir hulle gewys presies waar om die net in te gooi. Hy het nie gesê, gooi die net weer in nie. Hy het gesê, gooi die net aan die regterkant van die skei. Hy het presies vir hulle gewys, waar is die uitkoms? Nou die disippels kon hom maklik geïgnoreer het. Imagine yourself, jy het die hele aand vis gevang. Jy het niks gevang nie. Jy's moeg, jy's honger, jy's koud, en waarskynlik is jou geduld op. En nou kom jy hierso, jy herken nie hierdie persoon wat hier staan en hy sê vir jou, hoor, het julle iets gevang? Nee, ons het nie. Maar weet jy wat? Gooi die net aan die regterkant van die boot uit. Wie op die aarde sou vir so 'n persoon geluister het? Het die persoon gedink, jy weet dat ek het nie die net aan die regterkant van die boot uitgegooi deur die nag nie. Natuurlik het ek, om aan al die kante van die boot uitgegooi. Dink hierdie persoon, daar's 'n lyntjie aan die onderkant van die boot wat vir die visse gesê het, vandaan swem julle net aan die linkerkant van die boot en nie aan die regterkant van die boot nie. Nee, so dis baie maklik vir die disippels om te kom besluit dat ek gaan nie die Here ignoreer. Why do I have to do this? Maar iets het binne in die disippels geroer. Iets het hulle geroer om te besluit, ek gaan weer 'n keer die net uitgooi, die net aan die regterkant vir die boot, net nog 'n laaste keer. En deur dit te doen, en te luister en gehoorsaam het die Here vir hulle geseën in oorvloed. 153 visse, nie net vissies nie, groot visse, skryf Johannes. Die net was so swaar,
dat hulle hom nie kon intrek nie. Hy het nie geskeer nie, maar die net was so swaar. Die Here het vir hulle gesien, verder en ryker as wat hulle gedink het. Nou, dit stop nie daar nie, die Here voorsien verder. Johannes 21 vers 9 staan daar. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus het geweet, na hierdie lang nag, is hierdie manne honger. Hulle is moeg. Hulle is koud. En voordat hulle nog aan die land gekom het met die vis wat hulle gevang het, het Jesus alreeds 'n warm vuurtjie waar hulle kan warm maak. Die Jesus het al klaar 'n stukkie vis op die vuur en hy het al klaar brood reg vir hulle. So voordat hulle enige iets vir die Here kon bring, het hy alreeds vir hulle voorsien. Nou hierdie stukkie wys vir ons dat Jesus se hart is om te voorsien en in oorvloed. In absolute oorvloed. Selfs vir ons. As ons uitgeput voel na al die pogings, alles wat ons probeer het. Honger na uitkoms, honger na antwoorde, honger na deurbrake, goed wat ons so hard probeer om deur te kom. Koud en moedeloos na ons lang nag van probeer, kom Jesus na jou toe. Hy sien dit raak. Hy kom na jou toe, daar waar jy is. Die Here het gegaan na die disippels, daar waar hulle vis gevang het hy vir hulle ontmoet. As ons reageer, gaan die Here ons voorsien en hy gaan vir ons in oorvloed verskaf. Nie net in ons nood nie, nie net in ons tekort nie, verder, voller en ryker as wat jy kan besef, as wat jy kan dink. Sien jy hom raak? Hoor jy sy stem? Herken jy hom? Of is jy besig met jou normaal, dat jy hierdie voorsiening en hierdie oorvloed mis? Nou ja, in jou wagperiode wil Jesus baie graag met jou 'n verhouding hê. Jesus roep die disippels na hom toe. In Johannes 21 vers 12 sê hy, net toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie om vir hulle 'n werk uit te deel nie, nie om met hulle te gesels en oor die groot visse wat hulle nou gevang nie. Nee, Jesus se antwoord is anders. Dis anders. Dis 'n uitnodiging tot gemeenskap. 'n Uitnodiging vir teenwoordigheid. 'n Uitnodiging vir verhouding. Voor hy enige vrae vra, voor daar enige herstel plaasvind, voordat hy enige opdragte uitgedeel het, gaan sit Jesus by die disippels en hy deel met hulle 'n maaltyd. Hy ontmoet hulle waar hulle is, moeg, honger en koud na die lang nag se visvang. Net so kom ontmoet Jesus vir jou, daar waar jy is, in jou moegheid, in jou onsekerheid, in die stilte en in jou vrae. Nooi hy jou uit, kom sit by my. Hy wil nie hê jy moet vir hom iets bewys nie. Hy wil nie hê jy moet vir hom iets bring nie. Hy wil net hê jy moet 'n lewende, persoonlike verhouding met hom hê. Dis al wat hy vra. Kom sit by my. Hoor jy sy stem? Herken jy hom? Sien jy hom raak? Of is jy besig met jou normaal, dat jy hierdie uitnodiging om by hom te gaan sit, mis? Dan in jou wagperiode, wil hy jou vergewe, vryspreek en herstel. Nou dink gou aan Petrus. Hy het Jesus 3 keer verloon. Wat 'n situasie was hy? Hy het langs 'n kletterende vuur gestaan, tussen ander mense, en hy was besig om homself warm te maak. Ons lees dit in Lukas 22.
Hulle het Jesus toe gevangene geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op die strand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur. En daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. Johannes 18 sê, die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak, by die vuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. En Petrus het ook saam met hulle gestaan en warm maak. Sit jouself vir 'n oomblik in Petrus se skoene. Hy herken die Here van die strand af en sê, dit is die Here. Hy kom op die strand en wat sien hy? 'n Vuurtjie. Hy's tussen ander mense. Hy's koud na 'n lang nag van werk en op die strand. Kan jy jou die angs indink wat Petrus moes gevoel het toe hy daar aankom? Wat nou? Hier stap ek in dieselfde situasie in toe ek vir Jesus verloon het. 'n Herinnering aan sy grootste mislukking, Maar juist daar langs die vuurtjie, in dieselfde situasie, wag Jesus. Nie in veroordeling nie. Nie in beskaming nie. Maar hy wag in liefde. Jesus het vir Petrus amper na dieselfde vuurtjie te gevat. Maar hierdie keer het hy vir Petrus 'n ander vuurtjie aangesteek. Hy het vir hom 'n nuwe ruimte, 'n nuwe oomblik en 'n nuwe begin geskep. Nie 'n selfde vuur van verloning nie. Nie 'n vuur van vrees en skuld nie. Maar 'n plek van genade, herstel en verhouding. En dan langs hierdie nuwe vuurtjie vra Jesus 'n verhoudingsvraag. Het jy my lief? Want die Here weet, herstel begin nie deur skuld nie. Herstel begin deur verhouding. Het jy my lief? Wat eers vir Petrus 'n plek van mislukking pas, is nou vir hom 'n plek van genesing. Nou dit doen hy vir ons vandag ook. Hy roep jou nie na 'n plek van skaamte nie. Hy roep jou na 'n nuwe vuur. Hy steek vir jou 'n nuwe vuurtjie aan. 'n Vuur van genade wat warm maak. 'n Vuur van herstel, waar herstel plaasvind. 'n Vuur waar liefde hardop gesê word. En daar by daai vuurtjie wat die Here vir jou aangesteek het, staan hy vir jou en wag. Die opgestane Jesus staan weer en wag. Sien jy hom raak? Hoor jy sy stem? Herken jy hom? As hy vir jou sê, ek het jou lief? Of is jy so besig met jou normaal, dat jy daai woorde nie hoor nie? En dan in jou wagperiode wil hy jou graag gebruik in sy koninkryk. Nou dit is merkwaardig, weet, Petrus het daar aangekom. Hy's nou net herstel. Hy gaan deur hierdie situasie van, hy probeer nog kop en stert uitmaak van wat gebeur het, en dan net daar in 'n oogwink, gee die Here vir hom sy werk. Net daar. Johannes 21, hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Jesus het nie vir Petrus gesê, okay Petrus, jy gaan jouself nou eers vir my bewys. Ek gee vir jou 2 weke, dan gaan jy nou eers vir my bewys, dat jy my nou nie weer gaan verloon nie. Hy sê nie vir Petrus, okay, jy is nou herstel, gaan sit jy in jou hoekie, of in jou teekamer, of waarever jy wil sit, en as jy beter voel, en jy voel jy is reg, dan kom gesels jy weer met my nie. Nee, net daar, gee die Here vir Petrus sy werk. Reg om in die koninkryk te werk vir die Here. Reg om sy roeping na te volg in sy wagperiode. Nou God wil ons ook gebruik in ons wagperiode.
terwyl ons nog wag op ons antwoorde, terwyl ons nog genees, terwyl ons nog leer, terwyl ons nog herstel, wie die Here jou gebruik in sy koninkryk. Hy kan en hy wil jou gebruik. Ongeag jou foute, ongeag jou tekortkominge, kan en wil hy jou gebruik. Nou kom ek sluit af. Ons het vandag gesien dat die disippels na Paasfees was hulle nie klaar met hulle werk nie. Jesus was nie klaar met hulle nie. Hulle was in 'n wagperiode gewees tot Jesus weer kom. Hulle het teruggekeer na hulle normaal. Hulle het teruggegaan na die bote. Hulle het teruggegaan na die nette. Hulle het teruggegaan na die nagwerk. Maar hulle was nie alleen nie. Die opgestane Jesus het op die strand gestaan en wag. Gewag tot hulle klaar is met hulle normaal. So staan hy vandag op jou strand en wag. By jou daaglikse lewe, jou gewone roetines, jou moegheid, jou vrae, staan Jesus, die opgestane Jesus, vir jou weer en wag, in jou wagperiode tot Jesus weer kom. Hoekom? Want hy wil vir jou voorsien. Hy wil 'n verhouding hê met jou. Hy wil jou vergewe, vryspreek en herstel. En hy wil hê jy moet werk in sy koninkryk. Sien jy hom raak? Hoor jy sy stem? Herken jy hom? Of is jy so besig met jou normaal, dat jy die opgestane Jesus, wat op jou strand vir jou staan en wag, miskyk? Amen. Ons maak so toe. Here Jesus, ek vra dat U in elkeen van ons werk. Here, dat ons U raak sien. Here, dat ons U herken. Here, dat ons hoor wanneer U van ons roep. Al is ons besig met die daaglikse normale dinge, Here, wil ek vir U vra dat die Heilige Gees in ons sal roer, sodat ons U sal raak sien, Here, dat ons U nie sal miskyk nie, dat ons die geleentheid in hierdie wagperiode van ons nie gaan misloop nie, Here. U gee vir ons 'n kans, Here, U wag geduldig langs ons strand, sodat ons normaal klaarmaak. Ek vra, Here, dat U op die harte sal druk, sodat hulle sal werk in die koninkryk van Jesus. Here, dat hulle sal kom sit by U voete, en dat hulle net 'n verhouding sal hê met U, Here. Dankie vir U liefde, U oneindige liefde. Dankie vir U oneindige geduld en U oneindige genade. Amen.